awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig saam die hoofde. Ons wonderlike Jesus, baie dankie dat ons vanaand weer eens in U volheid kan vergader en weet dat U nie net in ons midde is nie, maar dat U werklik ook deel van ons harte is. Here Jesus, ons het U so nodig in elke aspek van ons lewens. Want hierdie ou duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk nie net waar hy kan verskeer nie, maar ook waar hy letterlik kan doodmaak en skeiding bring in ons lewens en tussen ons en U en werklik ook tussen mekaar. En Here Jesus, daarom wil ons vra dat U weer eens vanaand, soos elke aand, U Heilige Gees in ons harte sal instuur en ons sal lei in U woord en aan dit wat reg is. Maak U ons verstande oop vanaand, veral waar ons na hierdie belangrike profesie gaan kyk, sodat ons werklik ook U wil in ons lewens sal ontdek. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Goed, vanaand se lesing, die 2300 jaar profesie. Ons is al by lesing 10. Kan jy glo, al lesing 10? Daar kom nog. Jy moet maar net uithou en aanhou. Daniël 8 vers 13 het ons gelees al in ons vorige lesing. Dit sê, toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? En toe antwoord die engel, 2300 aandes en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En ons gaan kyk na hierdie teks. Die heiligdom in sy regte staat herstel oor 2300 aandes en morgens, dis profeties, gelykstaande aan 2300 letterlike jare, nie waar nie. So ons gaan vanaand kyk na hierdie baie interessante profesie van hierdie 2300 jaar in werklikheid. Nou om dit so bietjie duideliker te maak, gaan ons dit opbreek in 2 lesings. Ons gaan dit doen oor 2 lesings vanaand en dan mag u nie donderdag aand mis nie. Jy verstaan dit? Want jy gaan dit net nie wil mis nie. Nou die eerste deel wat ons vanaand gaan hanteer, staan ook bekend as die messiaanse waarborg, of die profesie wat eintlik Jesus Christus as die Messias duidelik uitwys. En dan die tweede lesing, wat op die een volg, gaan ons kyk wat het aan die einde van hierdie profesie gebeur. Wat het letterlik aan die einde van die 2300 jaar profesie gebeur? Nou ons het vir julle gesê dat die 2300 aandes en morgens profesie staan bekend as die langste tyd profesie in die Bybel. Kyk, daar's baie langer profesie. Byvoorbeeld die wederkoms is al van Genesis tot, dis 'n langer profesie, nie waar nie, maar hierdie is die langste tyd profesie. Want dit het te doen met spesifiek tyd. 2300 jaar, ons het nou al 1260 jaar bestudeer, wat baie sin gemaak het, maar hierdie een staan bekend as die langste tyd profesie in die hele Bybel. Kom ons begin by Daniël 9, wat vir ons eintlik die antwoord gee van hierdie profesie. Dit sê, in die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs, in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeking te wy. Nou dit sê vir ons dat Darius die Meder is koning tydens die regeringsjaar, of althans tydens sy regeringsjaar, kom Daniël agter dat die 70 jaar van ballingskap, soos deur Jeremia voorspel, die profeet Jeremia het voorspel, dat Israel as gevolg van hulle sondes 70 jaar in ballingskap wees. En nou onthou Daniël, hy is as 'n jong man weggevoer in ballingskap, so nou kom hy agter dat hierdie 70 jaar amper om is, so jy kan dink hoe oud is hy nou, nie waar nie? So hy sal amper 70 jaar in ballingskap homself. Nou kom ons lees net daai profesie om dit net by u tuis te bring, ons kry dit in Jeremia 25 vers 11 en 12 en dit sê,
En hierdie hele land sal 'n pynhoop, 'n woestynny word. En hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. Hier kry ons dit waar hy gesê, julle gaan 70 jaar in ballingskap wees. En as die 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie spreek die Here, hulle ongeregtigheid besoek, en oor die land van die Galdeërs, en sal dit 'n ewige wildernis maak. Nou Daniël bid baie ernstig tot God vir sy volk om vir vergifnis, want in Daniël 8 vers 14 sou dit 2300 jaar wees voor die heiligdom herstel word, en Daniël het gedink, dit is nog hoe lank hulle in ballingskap gaan wees, terwyl Jeremia tog geprofeteer het dat hulle slegs 70 jaar in ballingskap sou wees. So Daniël is hier, die profeet Daniël is baie die mekaar. Jeremia het geprofeteer 70 jaar in ballingskap, en nou met hierdie visioen van die skaapram en die bokram, weet met die horingkie wat nou groot geword en al die dinge, praat het van 2300 anes en monens, en onmiddellik besef Daniël, dit is 2300 jaar, en hy dink, gaan ons nog 2300 jaar in ballingskap wees, maar Jeremia het gesê 70 jaar, en nou begin hy bid, en hy bely sy sondes, en die sondes van sy volk, en hy is eintlik baie ernstig daaroor, want waarom was Israel juis in ballingskap weggevoer? Daniël 9 vers 11, nou hy bely eintlik die volk se sondes, hy sê, maar die hele Israel het u wet oortree, en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, wat ons het teen hom gesondig. En dit is interessant dat Israel was juis in ballingskap as gevolg van hulle opstand teenoor God, nie waar nie? As gevolg van hulle eie sondes. En dan sê vers 20, terwyl ek nog spreek en bid, en my sondes en die sondes van my volk Israel bely, en my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God. Hy sê, terwyl ek nog bid, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis, 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom, omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Met ander woorde, om jou te kom leer. Hy sê, by die begin van jou smeking het die woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Wow, dis nou mooi, nie waar nie? As 'n engel na u toe kom en hy sê vir u, jy's 'n geliefde man. Wow, ek dink mens voel lekker nederig op daai oomblik, so wonderlik, nie waar nie? So Daniël was 'n baie besonderse mens. Nou terwyl Daniël nog bid, kom die engel Gabriel na hom toe om hom insig te gee, se vers 22 vir ons, sodat hy die profesie sou verstaan van die 2300 anes en morens van Daniël 8 vers 14 wat hom so ontstel het. Ek bedoel, hy het die profesie verstaan vir die skaapram en die bokram, dit het vir hom sin gemaak, maar hy het nie hierdie gedeelte verstaan nie waar nie? Die enigste gesig of visioen wat onder bespreking was, is die gesig van Daniël 8. En die enigste gedeelte wat nog nie verduidelik is nie, is die 2300 dae aannemodens en die heiligdom. Ek bedoel, dis die gedeelte wat hy nie verstaan het nie. Die engel kom verduidelik nou aan Daniël die gesig van die 2300 dae wat hy nie verstaan nie. So dis eintlik wat die engel kom doen het. Nou hierdie profesie, soos ek gesê het, staan ook bekend as die messiaanse waarborg. En jy gaan vanaand sien, hoekom staan dit bekend as die messiaanse waarborg. Daniël 9 vers 24. Nou sê hierdie engel aan hom, hy sê, 70 seventalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. Hy sê 70 seventalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. 70 seventalle. Nou wat is 'n sewetal? Net om dit prakties te maak. Wat is 'n sewetal? Eenvoudig, hoeveel is 'n 30-tal rugby spelers? Dis 30, nie waar nie? Nou hoeveel is 'n sewetal mense? Dis 7 mense, nie waar nie? 'n sewetal is dus gelykstaande aan 7, nie waar nie? 'n 3-tal is 3, 'n 4-tal is 4, 'n sewetal is 7. Dan sê hy, 'n sewetal dae is hoeveel dae? Is 7 dae. Maak dit sin?
Nou heel eenvoudig, as hy sê 70 7-talle is oor jou volk bepaal, dan sê hy eintlik 70 maal 7. Maak dit sin? 70 maal 7 is oor jou volk bepaal. Nou 70 maal 7 is 490 profetiese dae, gelyk staan aan 490 letterlike jare. Nou volgens die jaardag beginsel van Bybelse profesie, onthou jou dag kry ons hierdie jaardag beginsel. 'n Profetiese dag gelyk staan aan 'n letterlike jaar. Nou die 2300 anes en morgens is dan letterlik gelyk aan 2300 jaar. En die 490 of die 70 maal 7 is gelykstaande aan 490 jaar. Is met my sover, nie waar nie? Goed. Nou hy sê 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Nou die woord bepaal is baie interessant. Die woord bepaal beteken in die oorspronklike Hebreëus afgesny. Dit beteken letterlik afgesny. Nou waarvan af is dit afgesny? Duidelik van die 2300 jaar profesie, nie waar nie? Want hy verduidelik aan hom die 2300 jaar. Met ander woorde, die 2300 jaar profesie is hierdie 70 weke van afgesny of bepaal of afgesonder. Nou dit maak dit nou al klaar so 'n bietjie moeiliker, maar hou net voort, jy gaan sien hoe werk dit uit. Hy sê 70 7-talle is oor jou volk. Nou van Daniël was van watter volk? Hy was Israeliet, nie waar nie? So, dis oor Israel. Nou die engel verduidelik aan Daniël dat hierdie 70 of 490 jaar profesie spesifiek vir die Joodse volk afgesny is van die groter 2300 jaar profesie. So met ander woorde, eintlik wat hy vir hulle sê is, die engel vir hom sê, van hierdie 2300 jaar profesie is 70 maal 7, 490 jaar afgesny spesifiek te doen vir jou Jode, van jou volk. Dit is spesifiek op julle van toepassing. Met ander woorde, dit was spesifiek net op die Jode van toepassing. Nou as ons hom net 'n bietjie duideliker begin maak, ons het 2300 jaar profesie, waarvan 70 weke of 70 maal 7, 490 jaar afgesny is, nie waar nie? Nou die doel van die 70 weke profesie het vir ons gesê, om die goddeloosheid te volëindig, om die maatbeker van die Joodse volk se sondes vol te maak, om vir sonde versoening te doen, om ewige geregtigheid daar te stel, om die gesig, die 2300 jaar gesig, as eg te beseël, en om wat hoogheilig is, te salf. Nou kom ons lees dit, dat jy kan sien, Daniël 9 vers 24 sê, 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig, daar is die eerste punt, om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, en wat hoogheilig is, te salf. Dis die doel van hierdie profesie, is om hierdie spesifieke 6 dinge te doen. En nou kom vers 25, en hy sê, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Begin jy al bietjie te mekaar raak? Dit klink amper snaaks. Hy praat van 2300 jaar, dan praat hy van 7 7-talle, nou sê hy 70 7-talle en dan sê hy 7 7-talle, 62 7-talle. Dis amper om ons dit te mekaar te maak, maar jy gaan nou dit mooi sien. Hy sê, en na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Onthou toevallig daai woorde, sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van die gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Is 'n mondvol, nie waar nie? Maar kom ons vat gou die geheelbeeld. Ons weet dat die engel Daniël kom inlig oor die 2300 jaar profesie, nie waar nie? Ek wil dis wat Daniël nie verstaan het nie, dis wat hom ontstel het. So die engel kom aan om die 2300 jaar verduidelik. Dan sny die engel vir hom 490 jaar of 70 maal 7 tydperke van hierdie groot tydprofesie af, spesifiek vir die Jode.
Hy sê hierdie 70 maal 7 talle is spesifiek op jou volk gerig. En dan breek hy dit nog verder op deur nog 'n klomp mengelmoes van getalle te gee wat 'n mens eintlik maklik de mekaar kan maak. Maar as ons dit weer eens kan uitdraai, 2300 jaar, daarvan is 490 jaar afgesny, let wel spesifiek vir die Jode, en dan deel hy dit op in 7 7-talle, in 62 7-talle, en as jy dit bymekaar tel is dit 69 7-talle, so hoeveel bly oor? 1 week of 1 7-tal om presies die 70 weke vol te maak. So met ander woorde, die 7 7-talle, die 62 7-talle en die 1 7-tal vir 1 week is eintlik presies dieselfde as die 70 7-talle. Is met my sover. Goed. So kom ons begin om bietjie mooi vasvat. Ons kyk na 'n tydperk van 2300 jaar. Is met my. Dis eintlik waarna ons na kyk. Die tydperk van 2300 jaar. En dan sny hy 490 jaar van hierdie lang profesie af, spesifiek vir die Jode, en dan breek hy dit op in 7 7-talle, 62 7-talle en 1 7-tal of 1 week, wat presies 70 of 490 jaar uitmaak. Maar interessant, wat help 'n tydprofesie ons as ons nie 'n begindatum het nie? As ons nie 'n begindatum aan dit kan koppel nie. Ek wil datums kan ons nie net in die lug hang nie. Nie waar nie? Weet, as ons 'n begindatum het, dan word hierdie profesie eers vir ons 'n werklikheid, nie waar nie? Dan kan ons toets en kyk waar ons uitkom en ons kan sien of ons reg is, nie waar nie? Soos al die ander, ons het 'n begindatum nodig. En gelukkig vir ons gee die engel aan Daniël 'n definitiewe datum waarop hierdie langtydprofesie sou begin. Hy's baie spesifiek. Inteendeel, dit is baie duidelik dat God nie wil hê dat ons in die donker moet rondtas as dit kom by die belangrike boodskap wat hy vir ons in hierdie profesie opgesluit het nie. God wil nie hê ons moet dit mis nie, en hy gee vir ons die duidelikheid daaromtrent. Kom ons lees dit, Daniël 9 vers 25. Die engel sê aan Daniël: "Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou." Baie interessant. Van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou. Was daar ooit 'n woord uitgevaardig om Jerusalem te herstel en op te bou? Onthou, hulle is in ballingskap op hierdie oomblik. Jerusalem is vernietig, totaal vernietig. So, was daar ooit 'n woord uitgevaardig om Jerusalem te herstel en op te bou? Want dit is wat die engel vir hom gesê het, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou. Ja, die Bybel en die geskiedenis leer ons dat daar wel so 'n dekreet om Jerusalem te herstel en op te bou was. En dit was uitgevaardig deur koning Artasasta. En ons kry dit in Esra 7, vers 7 en dan 11 tot 15. Kom ons lees dit. Dit sê: "Ook aan die kinders van Israel en van die priesters en die leviete het na Jerusalem opgetrek in die 7de jaar van koning Artasasta." En hier is die bevel self op die woord. Artasasta, die koning van die konings, aan die priester Esra: "Deur my is bevel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem te trek, met jou mag saamtrek." Nou interessant wat die geskiedskrywers gedoen het, hulle het gaan die geskiedenis opkyk en gekyk wanneer is die 7de jaar van koning Artasasta. En toevallig, die almanak is mooi terug, jy kan dit presies gaan uitwerk en dis presies wat hulle gedoen het. En hulle kon by 'n presiese datum kom van herfs van 457 voor Christus. Was die 7de jaar van koning Artasasta toe hy hierdie dekreet uitgevaardig het wat ons in Esra 7 kry. Baie interessant. Jy weet, hierdie geskiedenis ding in die Ou Testament, ding is altyd, dit verveel 'n mens. Maar jy weet, hang dit af wat jy soek, van baie keer word daai geskiedenis waardevolle inligting, om presies te bepaal wat het wat gebeur. Ek wil die geslagsregisters in die Bybel, weet daai nommer nie? Is baie keer 'n stryd om dit te lees. Maar as jy net wil weet wie se geslag is wie, dan word daai geslagsregisters vir jou lewendig. Jy weet, en dit is hoekom dit in die Bybel in is, want ons moet jy sekere dinge koppel aan mekaar. Goed, so ons het nou 'n beginpunt. Dit sê, met die bevel wat gegee is om Jerusalem te herbou.
Nou, toevallig die geskiedenis leer vir ons dat daar 3 dekrete in die geskiedenis opgeteken is om Jerusalem te herbou. Daar was 3 dekrete, nie net een nie, maar 3. Eerste een is deur Kores gegee. Wie was Kores? Die koning van die Meders en Perse, nie waar nie, wat Babylon oorwin het, die silwer Mede en Perse, en toe hy Babylon oorwin het, toe sê hy, Jode, julle kan maar teruggaan na julle land toe. Die eerste dekreet het hy gegee. Daarna gee het koning Darius in jaar 518 voor Christus vaardig hy weer 'n dekreet uit wat die Jode die reg gee om terug te gaan na Jerusalem toe en weer eens hulle staat te gaan bevestig. Maar dan kry ons die dekreet of die 3de dekreet van koning Artasasta in die jaar 457 voor Christus. Nou dit was hierdie 3de en die laaste dekreet wat die Joodse staat erken het. Die ander het gesê, ag, julle kan gaan teruggaan, maar hierdie een het letterlik die Joodse staat erken en selfs geld en voorrade verskaf om Jerusalem te herbou. Dit maak sin, dat dit dan die amptelike dekreet is, om letterlik Jerusalem te herstel en op te bou, soos die profesie sê. So dis hoekom ons hierdie dekreet vat van 457 voor Christus, omdat hy die enigste dekreet was, wat die Joodse staat Jerusalem herken het, en bevel het dat hy moet opgebou word. So met ander woorde, ons het nou 'n beginjaar, nie waar nie? Ons het nou 'n begintyd vir hierdie 2300 jaar profesie en ons begindatum is 457 voor Christus. So nou kan ons die dinge uitwerk, nie waar nie? Nou begin dit sin maak. Ons het 'n begindatum. So die datum van die dekreet 457 is die begindatum van die 70 weke profesie sowel as die 2300 jaar profesie. Dis dieselfde profesie, nie waar nie? Die een is net afgesny van die ander een af. So hy dieselfde begindatum. So kom ons nader nou hierdie interessante profesie mooi van die begin af. Kom ons vat hom nou mooi van die begin, net dat ons nie te mekaar raak nie. Kom ons lees dit weer eens. Hy sê, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle, en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Nou weer eens, hier's iets interessants, wat u in die Bybels kan merk en opkyk. In beide die ou en die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel, het ons 'n probleem met die vertaling van Daniël 9 vers 25 te doen. Nou volgens die Afrikaanse vertaling verskyn die gesalfde na die eerste 7-talle. Al die Engelse vertalings egter, dis al die Engelse vertalings, vertaal hierdie gedeelte soos dit in die oorspronklike Hebreëus voorkom. Kom ek lees hom vir julle van die Engels en jy gaan die verskil sien. Hy sê, "Know therefore and understand that from the going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks and 62 weeks. 60 is 60 and 62. The street shall be built again and the walls even in troublous times." Sien jy die verskil? Met ander woorde, 7 7-talle en 62 7-talle tot op 'n gesalfde. Dis meer korrek as die Afrikaans wat sê 7 7-talle tot op gesalfde en dan 62 7-talle. Hulle het net die orde 'n bietjie verkeerd en daarom het ons nodig om dit reg na die oorspronklike te kyk sodat ons kan weet ons is reg, want ons het hier met datums te doen en jy kan nie verkeerde datums toepas op verkeerde tye nie. As ek dit vir u kan direk vertaal het uit die interlinear Bible, Hebrew, Greek en English, so baie slim Bybel wat vir jou die vertalings mooi gee, uit die Masoretiese teks, dan lees ons hom as ons hom direk in Afrikaans vertaal, uit die Grieks, uit die Hebreëus uit, dan sê dit, nou moet jy weet en verstaan, vandat die woord uitgegee word om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op Messias, gesalfde, die prins, is 7 7-talle en 62 7-talle. Dit sal herbou word met straat en sloot, maar in tye van beproewing. Goed, so kom ons vat hom nou mooi vas. Ons gaan nou kyk eers na hierdie 490 jaar wat afgesny is en dan vat ons hom mooi vas. Dit begin by jaar 457 voor Christus en ons het gesien dis toe Artasasta hierdie dekreet uitgevaardig het om Jerusalem te herstel en op te bou. En dan sê dit 7 7-talle. Nou 7 maal 7 is 49, nie waar nie? Hoekom sê 7 7-talle? Interessant.
Dit bring ons uit by jaar 408. As jy 49 vat van 457 en jy trek daar 49 jaar af, onthou jy moet dit aftrek, want dit is voor Christus. So dit gaan al minder tot die jaar 0, dan tel dit weer op 1, 2, 2, 3, 4 na Christus, nie waar nie? So jy is met my. So met ander woorde, as jy 49 van 457 voor Christus aftrek, kom jy by die jaar 408 voor Christus uit. En baie interessant, Jerusalem is herbou in hierdie tyd. En die geskiedenis bevestig vir ons dat die Jode presies 49 jaar geneem het om Jerusalem te herstel, die tempel en die muur om die stad. Hulle het nie letterlik die hele stad binne herbou nie, maar hulle het 90 jaar gevat om die muur om die stad te herbou en natuurlik die tempel, die godsdienstige stelsel te vestig. So met ander woorde, daarna kon hulle in veiligheid. En as jy lees in die Bybel in Esra se tyd, dan lees jy hulle het moeilike tye gehad. Hulle het met een hand het hulle die spies vasgehou en die ander hand het hulle die troffel vasgehou soos hulle gebou het. En presies 49 jaar bou hulle om Jerusalem te herstel. Die eerste 7 talle. En dan gaan dit verder, dan sê dit 62 7-talle, met ander 62 maal 7 is 434, profeties, letterlik 434 jaar. Tot op 'n gesalfde. Nou hier's interessant. As jy 434 vat, en jy trek dit nou van 408 af, onthou dis die jaar 0, dan tel hy weer op, dan kom jy by die jaar 26 na Christus uit. Weet jy, tel ons af, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Nou kom jy uit by die jaar 26 na Christus. As jy calculator vat, en jy vat 408 minus 434, dan sal jy 'n minus 26 na Christus kry. Nie waar nie? Maar daar's iets om te onthou. 'n Calculator tel nie die jaar 0 op nie. Hy tel nie 'n jaar 0 op nie. So ons moet 'n jaar 0 bytel, want daar was 'n jaar 0. Ek bedoel, minus 1, 0 en dan 1, 2, 3 na Christus. Onthou jy? So jy moet die 0 bytel, as jy nou net wil regverdig wees. En dis hoekom ons by die jaar 27 na Christus uitkom. En dit sê vir ons 7 7-talle en 62 7-talle tot op 'n gesalfde. Tot op 'n gesalfde. Nou interessant, Messias is die Hebreëse woord vir gesalfde en Christus is die Grieks vir gesalfde. Baie interessant. Messias is die Hebreëse woord wat vir gesalfde gebruik word en Christus is die Grieks vir gesalfde. Nou wat het in 27 na Christus gebeur? Sê tot op 'n gesalfde. Wat het in 27 na Christus gebeur? Kom ons lees dit in die Bybel. Matteus 3 vers 13 tot 17 sê vir ons: Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En dan sê vers 16: En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom ook 'n stem uit die hemel wat sê: Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Jy ken hierdie gedeelte waar Jesus gedoop was deur Johannes en die oomblik toe hy gedoop is, toe kom die duif, die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom, maar meer belangrik, die stem kom wat sê: Dit is my geliefde seun. Wat het gebeur as jy so daaraan dink? Wat het eintlik gebeur? God die Vader herken Jesus as die Messias. Nie waar nie? Is dit nie wat gebeur is nie? God die Vader, deur daai stem herken Johannes onmiddellik herken, dis die Messias. Die stem bewys dat God gee amptelik sy erkenning dat Jesus die Messias, die gesalfde is. Baie belangrik, nie waar nie? Met ander woorde, hy sê tot op 'n gesalfde. En presies 27 na Christus word Jesus gedoop en deur God die Vader erken as die gesalfde, die Messias. Sien jy hoe presies is hierdie profesie? Tot op die dag 27 na Christus presies, Jesus word erken as die gesalfde.
Maar nou is dit nog interessant. So hier ver is ons al redelik in tred, nie waar nie? Maar nou bly daar nog 'n tydjie oor. Nou bly daar nog 7 jaar oor, nie waar nie? Daar bly nog 7 jaar oor van hierdie tydperk van die 70 weke of die 490 jaar wat vir die Jode bepaal is om vol te maak. Nou wat gebeur nou? Wat gebeur nou tydens hierdie 7 jaar? Kom ons lees. Ekskuus tog. En na die 62 7-talle, goed, na hierdie 62 7-tal, met ander woorde, na 27 na Christus, sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Onthou daai woorde. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffers laat ophou. Hy sê die laaste week, 7 jaar, of 7 dae, letterlik 7 jaar. Nou vers 27 sê vir ons dat na die 62 7-talle sal 'n gesalfde, natuurlik het ons gesien is Messias, of die Grieks is die Christus, sal uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Nou vers 27 sê vir ons dat hy vir 1 week, nou lank is 'n week, dis 7 dae, is 7 jaar, soos dieselfde tydperk, sal hy 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week, wat is die helfte van 7? Is 3,5 jaar, nie waar nie? Sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou hoeveel tyd bly oor van die 490 jaar profesie? 7 jaar, nie waar nie? Net 7 jaar bly oor, want die 7 7-talle en 72 7-talle is klaar. Nou wat is die helfte van 7 jaar? Ons het gesien 3,5 jaar, nie waar nie? So ons kan daai laaste 7 jaar opdeel in 3,5 en 3,5 en so in die middel kan ons 'n streep trek, nie waar nie? Hy sê in die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou wat het presies 3,5 jaar na Jesus se doop gebeur? 3,5 jaar na Jesus se doop, wat het gebeur? Ek dink u almal ken dit. Jesus is gekruisig. 3,5 jaar presies na sy doop is Jesus gekruisig. Baie interessant, nie waar nie? Die Bybel sê hy sal slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou die evangelie van Matteus 27 vers 51 vertel vir ons dat toe Jesus toe op die kruis die laaste asem uitgeblaas het, het die voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur, van bo tot onder. Kan jy dit onthou? Dit sê die voorhangsel het geskeur. Nou interessant, die voorhangsel is daardie dik gordyn wat die heiligste en die allerheiligste van mekaar geskei is. Niemand kon daar ingaan nie, net die hoëpriester eenmaal 'n jaar. En toe Jesus sterf op die kruis, toe skeur daai gordyn en die Bybel is baie spesifiek as dit sê van bo na onder. 'n Mens sou dit van onder na bo geskeur het. Jy kon nie bo bykom nie en dit was 'n dik gordyn. So is duidelik 'n engel skeur daai gordyn en skielik kan almal in die heiligdom insien. Hier is die gordyn, dis die heilige en die allerheiligste waar die ark was met die gerubs en alles en daai dik gordyn wat hulle nou net so oophou, maar hy was heeltemal toe. Hy het geskeur van bo tot onder en skielik kon hulle inkyk. Nou natuurlik deur die skeur van die voorhangsel op hierdie kritieke tydstip van Jesus se dood, toon aan ons dat die verwydering wat tussen God en die mens bestaan het. Hierdie gordyn het skeiding beteken. Met ander woorde, die mens kon nie in God se teenwoordigheid inkom nie as gevolg van sonde, nie waar nie? En toe Jesus sterf, vir jou en my sondes sterf, toe skeur hy gordyn. Met ander woorde, daai verwydering word weggevat. Met ander woorde, wat staan nou tussen u en God? 'n Gordyn of Jesus? Jesus staan direk vir u en hy tree vir u in, nie waar nie? So die ou stelsel van priesters en offers is nou deur Jesus se dood totaal mee weggedoen. Dis weggedoen. Hoekom offer ons nie meer vandag nie? Want Jesus het gesterf. Met ander is ek vandag offer. Wat sê ons eintlik? Ek aanvaar nie Jesus se dood op die kruis vir my nie, nie waar nie? Dis hoekom ons nie vandag meer offer nie. So deur Christus het die mens nou direkte toegang tot God. Die offerstelsel het sy vervulling in Jesus bereik en is nie meer nodig nie. Jesus is as die ware volmaakte lam geslag. Die offerstelsel was eintlik 'n skaduwee wat vooruitgewys het na Jesus die lam wat vir ons geslag sal word, nie waar nie? En toe Jesus geslag is die offerstelsel toe meer nodig? Nee, die ware paaslam is geslag.
So met ander woorde, toe Jesus sterf, soos die offerstelsel daarmee heen. Onthou die woorde, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En met Jesus se dood het hy letterlik slagoffer en spysoffers laat ophou. Onthou jy daai woorde, sonder iets vir hom? Sonder iets vir hom, was Jesus se dood vir homself, of was dit vir jou en my gewees? Dit was totaal vir jou en my gewees. Niks met Jesus te doen. Hy het dit gedoen vir ons. Sy dood was nie vir hom nie, dit was vir jou en my gewees. Sonder iets vir hom. So goed, kom ons vat dit vas. So met ander woorde, 3,5 jaar na Jesus herken is as die Messias gedoop is, word hy gekruisig. Presies omtrek. Hy het slagoffers en spysoffer laat ophou, sê die profesie vir ons. So, as ons nou nog 3,5 jaar bytel, dan bring dit ons by die jaar 34 na Christus. Nie waar nie? Dit bring ons aan die einde van hierdie 70-7 of die 490 jaar profesie, wat spesifiek vir die Jode is, nie waar nie? Nou wat het in die jaar 34 na Christus gebeur, wat hierdie 490 jaar tydprofesie vervul het? Wat het 3,5 jaar na Jesus se kruisiging gebeur? Toevallig, wat het gebeur? Kan jy onthou? Kom ons lees dit, Handelinge 7 vers 59 en 60. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knie neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met hierdie woorde het hy ontslaap. 3,5 jaar na Jesus se kruisiging word Stefanus die eerste martelaar vir Jesus. En hy is die eerste een wat vervolg is en doodgemaak is. Hulle het hom gestenig en toevallig wie was by gewees? Onthou jy vir Paulus? Toe hy nog Saulus was. En met die steniging van Stefanus, wat gebeur? Hy was die eerste martelaar en toe Stefanus gestenig word, toe breek daar letterlik vervolging teen die kerk los, teen die Christene los. Baie interessant. Die oorige jare van die 70ste week sou strek tot 34 na Christus. In daardie jaar is Stefanus deur die Jode gestenig en die groot vervolging het oor die gemeente te Jerusalem losgebars. Met die steniging van Stefanus het die leiers van die Joodse volk Jesus amptelik as verlosser verwerp. Stem jy saam? Die Joodse leiers, nie die Joodse in die algemeen nie, ek wil die Joodse leiers, wat die leiding geneem het, het deur die steniging van Stefanus amptelik Jesus verwerp. Jy kan lees, die evangelies lees, en sien dat die Joodse leiers wou Jesus nooit aanvaar het nie. Alhoewel hulle baie goeie bewys gehad het dat hy wel die Messias was. En toe hulle letterlik oop oorgang tot aksie, en Jesus se volgelinge begin stenig en vervolg, toe sê hulle eintlik, ons wil niks met u te doen hê nie. Nie waar nie? Dis eintlik wat hulle gesê het. En kort na die steniging van Stefanus kom Paulus tot bekering en hy verkondig die evangelie aan wie? Aan die heidene, nie waar nie? Die Joodse leiers het die Messias verwerp en nou word hulle huis vir hulle woes gelaat. Hulle huis word vir hulle woes gelaat. Die 490 jaar aan die Joodse volk toegeken was nou verstreke. Letterlik verstreke. Daarmee saam is die maatbeker van hulle sondes volgemaak en het God deur Jesus die deur oopgegooi vir almal om nou deel te word van sy uitverkore volk. Jy sien, voor die tyd, voor die kruis, voorvienig, aan wie is die evangelie verkondig? Die Jode. Wie was die verbondsvolk? Die Jode. God se doel met die Jode was om die uitverkore volk te wees sodat almal kon sien en kon inkom, kon ontsluit by sy kerk, nie waar nie? Maar wat het die Jode gedoen? Hulle het begin dink, hulle is besonders en hulle het hulle self as elite begin beskou en hulle het hulle self die waarheid toegeëien en hulle het almal as heidene afgesonder en ons mag nie eers met julle meng nie waar nie? En in 34 na Christus, toe Stefanus gestenig word, aan wie word die evangelie toe verkondig? Aan die heidene. Aan die heidene. God se ekstra genade tyd van 70 mal 7 jaar aan die Joodse volk was nou verstreke. Die evangelie sou hierna aan die heidene verkondig word wat dit met blydskap sou aanvaar. Vandag, as ons Jesus aanneem, wat is ons? Wat leer die Bybel ons? Wie is ons dan?
Ons is geestelike Israel, nie waar nie? Nie letterlike Israel nie, maar geestelike Israel. Met ander woorde, almal wat Jesus aanneem, sê die Bybel vir ons, is kinders van Abraham, nie waar nie? Voor dit was net die Jode die uitverkore volk. Met ander woorde, die Jode het Jesus verwerp. As nasie het Jesus verwerp. Nou gun Jesus hulle keuse en die deur word oopgegooi en almal kan deel word van God se uitverkore volk, geestelike Israel, deur Jesus Christus aan te neem. Baie belangrik. Onthou jy die gedeelte van Petrus, toe hy vir Jesus kom sê, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Onthou jy daai gedeelte? Toe sê hy vir Jesus 7 maal, en toe wat sê Jesus vir hom? 70 maal 7. Baie interessant dat Jesus daai getal gebruik het. 70 maal 7. Matteus 21 vers 43 sê Jesus nou vir die Joodse leiers, hy sê, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle, wie's julle? Die Jode, weggeneem en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal dra. Jesus het dit baie duidelik gemaak, dat die spesiale status wat die Joodse leiers geniet het, van hulle weggeneem sal word, as hulle volhard om hom as die Messias te verwerp. Van hulle weggeneem word. Almal wat Jesus in hulle hart aanneem, vorm vandag deel van geestelike Israel, sê Romeine 9 vir ons. Met ander woorde, wanneer u en ek Jesus aanneem, word ons geestelik Israel, nie letterlik Israel nie. Die Jode is as nasie verwerp, nie as individu nie. Ek wil 'n Jood kan vandag net soos ek en jy gered word, nie waar nie? Maar die spesiale status wat hulle as uitverkore volk geniet het, is letterlik van hulle weggeneem, omdat hulle die Messias verwerp het, omdat hulle nie Jesus aanvaar het nie. Nou wat het God in werklikheid vir Daniël en sy volk Israel gesê? Onthou, hierdie profesie het net op hulle van toepassing. Van julle is dit afgesny. Wat het hy in werklikheid vir hulle gesê deur hierdie profesie van die 490 jaar, wat deel uitgemaak het van hierdie 2300 jaar lang profesie? Wat het hy eintlik vir hulle gesê? Wat het hy vir Daniël gesê? Hy het vir Daniël eintlik gesê, Daniël was bekommerd dat hulle nog 2300 jaar in ballingskap gaan wees, nie? Waar nie? En hy sê vir Daniël, wag 'n bietjie Daniël, wanneer Artasasta 'n dekreet uitvaardig om Jerusalem te herstel, gaan julle teruggaan na Jerusalem toe, julle gaan 49 jaar vat om Jerusalem te herstel en op te bou, en dan 62 7-talle, met dan 434 jaar, tot op 'n gesalfde, dan in 27 na Christus, sal my seun kom en as die Messias van hierdie wêreld herken word. Sal die Messias kom. En dan 3,5 jaar daarna sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou wanneer hy sterf op die kruis. En dan nog 3,5 jaar daarna gaan julle my heeltemal verwerp. Gaan julle die Messias heeltemal verwerp deur sy volgelinge te dood te maak en te vervolg. Met ander woorde, julle 490 jaar ekstra genade tyd, wat ek julle gegee het, om my weer eens aan te vaar en my getrou te dien, het julle verspil. Daai 490 jaar van ekstra genade tyd, nou gun God hulle keuse, en hulle verloor die spesiale status, en is vandag nie meer letterlike Israel nie, maar geestelike Israel. Geestelike Israel, nie waar nie. Nou wat ons gesien is die doel van die 70 weke profesie, die 70 7-talle word spesiaal vir die Joodse volk van die 2300 jaar profesie afgesny, soos ons gesien het om die goddeloosheid te voleindig, om die maatbeker van die Joodse volk se sondes vol te maak, om vir die sondes versoening te doen, om 'n ewigdurende geregtigheid daar te stel, om die gesig 2300 jaar as eg te beseël en om wat hoogheilig is te salf. 'n 490 jaar ekstra genade tyd het God aan die Jode as volk gegee, as uitverkore volk, om hom aan te neem, om hom te gehoorsaam. En wat het gebeur? In plaas van om Jesus aan te neem, het hulle hom verwerp. En daardeur is hulle as volk, uitverkore volk, verwerp. En vandag is dit nie meer letterlike Israel nie. Ek wil in die Ou Testament, om gered te word, moes jy basies 'n Jood word. Jy moes by die Jode aansluit, nie waar nie? Jy moes hulle geloof aanneem, jy moes 'n Jood word. Vandag, wie aanvaar jy? Jesus Christus, sy woord,
niks meer met die Jode as volk te doen nie. Goed, kom ons vat hom net weer vas. Ons het hier te doen met die 2300 jaar profesie. Nie waar nie? Is met my, waarvan 490 jaar afgesny is, spesifiek vir die Joodse volk. Dit begin in die jaar 457 voor Christus met die dekreet van Artasasta om Jerusalem te herbou. Nou die eerste 7x7 of 49 jaar, 7 talle, was om Jerusalem te herstel en op te bou. En dan die volgende 62 7 talle of 434 jaar sou strek tot op 'n gesalfde. En jy het gesien, dit val op presies 27 na Christus, wanneer Jesus gedoop is en amptelik deur God die Vader herken is as die Messias of die gesalfde. En dan bly daar 'n week oor en 3,5 jaar sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, presies in die helfte word Jesus gekruisig en hy laat slagoffer en spysoffer ophou, en dan die laaste 3,5 jaar bring ons by 34 na Christus uit, waar Stefanus gestenig word en die Jode Jesus vervolg, eintlik, en as uitverkore volk verwerp word. Dis interessant, nie waar nie? Weet, jy lees altyd in die evangelies, of ek het dit altyd gelees, waar die apostels en Paulus, dan sê die Bybel, en Paulus het hulle uit die Bybel bewys dat Jesus die Christus is. Het jy dit al gelees? Dit sê baie daar, en hulle het hulle bewys uit die skrifte dat Jesus die Christus is. Ek het altyd gewonder, hoe het hulle bewys, duidelik bewys uit die skrifte, dat Jesus die Christus is? Tot ek by hierdie profesie gekom het. Toe besef, wow, hulle het hierdie eense profesie gebruik. Dis nie iets wat nou aan ons bekend is nie. Jy sien, dis hoekom die Jode geen verskoning gehad het nie. Hulle het hierdie profesie gehad. Hulle het presies geweet wanneer die Messias sou kom. Onthou jy toe die wyse manne van die ooste gekom het, toe kom hulle by Herodes? Onthou jy dit? Toe vra Herodes toe roep hy die skrifgeleerdes, die Jode, en toe sê hy, waar gaan die koning van die Jode gebore word en watter tyd? En hulle het hom geantwoord. Onthou jy dit? Hulle het hierdie profesie geken. So met ander woorde, hulle het geen verskoning gehad nie. Die Joodse leiers het doelbewus geweet en doelbewus gekies om nie Jesus te aanvaar nie. Nou, hoeveel jaar bly oor? As ons 490 jaar afsny van daai 2300 jaar profesie, hoeveel jaar bly oor? 1810 jaar bly oor. Nou as ons daai van 34 na Christus vat, en jy tel 1810 jaar op, waar kom jy uit? Die jaar 1844. Ons is nou in die jaar 2008, plus minus, wat is wiskunde? 164 jaar terug, nie waar nie? 164 jaar terug, 1844 het hierdie profesie tot 'n einde gekom. En dit sê, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Onthou jy 2300 aande se månens, dan word die heiligdom in sy regte staat herstel. Kom ons lees dit. 8 vers 14 sê, 2300 aande se månens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou wat het in 1844 gebeur? Baie interessant. Wat het in 1844? Wat beteken dit dat die heiligdom in sy regte staat herstel word? Wat beteken dit? Wil jy weet? Baie interessant. Hoe sê hulle in die movies? To be continued. Jy mag dit nie mis nie. Donderdag aand se lesing, ons wil jy gaan dit baie geniet. So as aan die einde van ons eerste gedeelte, dit maak eintlik wonderlik sin, nie waar nie, as jy daaraan dink. Hierdie dinge is so presies, dat die Bybel is 'n lewende boek, en die duiwel hou dit vir ons verduister. En al wat ons nodig gehad is om net tyd te spandeer met die Here, en sy woord, en die dinge maak vir ons sin. Kom ons buig die hoofde. Onse wonderlike Here Jesus, baie dankie, dat U 'n God van waarheid en lig is, en dat U ons in U volle waarheid lei. Here Jesus, dat U reg deur die geskiedenis altyd gelei het, en dat hierdie profesie ons weer eens kon laat besef het, hoe graag U wou hê, ons moet die waarheid sien. Ek bedoel, Here Jesus, die Jode het as volk al die inligting gehad om U te aanvaar. Net so het ons vandag al die inligting wat ons nodig het om U getrou te aanvaar en te volg in ons lewens. En al wat ons nodig het om te doen, is om werklik op ons knieë te gaan en U woord in ons hande te vat en U wil in ons lewens te ontdek en dit te volg. Ons het nie eers vandag meer verskonings nie, Jesus. En daarom wil ons vra dat
U ons sal lei om vas te hou aan U, om getrou te wees aan U en U woord en U waarheid deel te maak van ons harte. Ons bid dit in ons Jesus se wonderlike naam. Amen.